Hi, my naam is Oom Dion. En soos ek al reeds voorheen genoem het, gaan ek vir die volgende paar maande deur ons wonderlike land toer en al ons ou vergete besienswaardighede net weer een keer herontdek. Vandag besoek ek die Unie-gebou, hier teen die randjies van Pretoria. Ek gaan rondloop hier in die mooi tuine, kyk na die standbeelde en die herdenkingsstene, en dan gaan ek saam met die duisende toeriste wat elke jaar die Mandela-beeld kom besoek, net lekker rondloop en rondkyk. Kom ons loop! Dis 'n heerlike herfsoggend hier in Pretoria, en ek stap van Kerkstraat af teen die randjie op na die Unie-gebou toe. Wat 'n wonderlike gesig! Kyk hoe magtig en trots staan die wonderlike ou ligte sandsteengebou teen die horison. Die trots van ons ou Suid-Afrika se verlede. Dit word nog steeds aangewend vir die doel waarvoor die gebou in 1910 gebou is, om die hoof van die regering van die dag te huisves en te dien as die administratiewe kantoor van die land. My eerste indruk van die Unie-gebou is asemrowend. Dit is skoon en netjies met 'n wonderlike tuin wat so teen die randjies lê. Dit laat my dadelik dink aan die Versailles Paleis in Parys, Frankryk, se tuine wat ook so mooi en aantreklik is. Hierdie gebou is ons eie landmerk, soos die Eiffeltoring in Parys, die Big Ben in Londen en die Statue of Liberty in New York. Dit laat jou sommer lekker voel om te weet dat die ou gebou 'n deel van ons verlede en ons toekoms is. Om die grootheid van hierdie wonderlike landmerk regtig te kan waardeer, moet jy die gebou vanuit die lug uit kan aanskou. Dit is regtig asemrowend. Ek glo nie daar is nog so 'n wonderlike ander landmerk in Suid-Afrika wat so uitstaan nie. Maar wat is die geskiedenis agter hierdie ou sandsteengebou? Nadat die Boererepublieke van Suid-Afrika en die Vrystaat met die Kaapkolonie en die Natalkolonie saamgesmelt het op 31 Mei 1910, het die land die Unie van Suid-Afrika geword. Pretoria is gekies as die administratiewe hoofstad van die land en Kaapstad as die wetgewende hoofstad. In 1909 is die argitek Sir Herbert Baker deur die Transvaalse regering opdrag gegee dat hy die Unie-gebou moes ontwerp. Herbert Baker het op daardie stadium verskeie ander regeringsgeboue ontwerp en het die aanbod met oop arms aanvaar. Die eerste punt was om die plek te kies waar die Unie-gebou moes staan. Hy het Mentjieskop gekies omdat dit op daardie stadium die hoogste punt van die dorp was. Die tweede punt was om die gebou te ontwerp. Op daardie stadium van Herbert se lewe het hy al verskeie geboue in die Engelse monumentale styl ontwerp en het besluit om die Unie-gebou ook in die styl te ontwerp. Die gebou wat uit ligte sandsteen gebou is 285 meter lank en is in 'n halfvorm gebou met 2 vlerke aan die kante wat dien as die vereniging van 'n voorheen verdeelde volk. Daar is 2 klokke aan die oostelike en westelike vleuels. En daar word gesê dat die klokke identies is aan die van Big Ben in Londen. Die dubbelkoepeltorings verteenwoordig die 2 tale van die land, Afrikaans en Engels. En die binnehof is ontwerp en gebou om die Unie van Suid-Afrika te simboliseer. Hierdie gebou word deur baie beskou as die argitek se grootste prestasie en 'n Suid-Afrikaanse argitektoniese meesterstuk. Oor die jare het baie dinge verander in ons land. En die veranderinge het 'n groot indruk gemaak op die ou wonderlike gebou. Maar genoeg van die geskiedenis. Kom ons gaan loop so 'n bietjie rond. Soos ek teen Mentjieskop opstap na die Unie-gebou toe, besluit ek om eers in die tuin te gaan rondloop. Kyk net hoe mooi is die tuine. Hier is 'n verskeidenheid van Agiopanthus plante, antieke broodbome en 'n verskeidenheid van seisonale plante en inheemse struike en beddingplante.
Wat vir my elke keer so aantreklik is die aangesig oor die stad. Dis regtig 'n mooi aangesig om die stad Pretoria op 'n helder skoon dag te aanskou. Die tuine is deur Sir Herbert Baker, die argitek van die Uniegebou, in samewerking met Sir Edwin Lutyens en Gordon Lythe ontwerp en gebou, en is aanvanklik as formele simmetriese terrasvormige tuine beskou. Tydens die konstruksie in 1913 tot 19 is die planne egter in Baker se afwesigheid aangepas, wat gelei het tot die ikoniese groot uitgestrekte grasperke en terrasareas wat vandag as 'n massiewe openbare park dien. Verskeie monumente versier die uitgestrekte grasperke, insluitend die Delville Wood oorlogsgedenkteken en 'n standbeeld van die land se eerste minister, generaal Louis Botha. So stap ek teen die trappe op na die Mandela-beeld. Die standbeeld met 'n hoogte van 9 meter is die hoogste figuurlike standbeeld van Nelson Mandela in die land. Dit is gemaak van brons en weeg ongeveer 3,5 ton. Van vingerpunt tot vingerpunt is dit ongeveer 8 meter breed. Duisende besoekers, plaaslik en internasionaal, kom besoek die beeld elke jaar. Vandag voel ek soos 'n internasionale toerist. Ek is net hier vir die nuuskierigheid. So stap ek weer teen die randjie op na die parkeerarea, daar bo by die Uniegebou. Ek stap lekker rond en kyk na alles en almal. Nou het dit weer tyd geword om huis toe te gaan. Baie dankie dat jy saam met my gestap het en moet asseblief nie vergeet om te subscribe by my kanaal nie. En los asseblief jou mening. Ek sal graag wil hoor wat jy dink. Baie dankie, tot 'n volgende keer.